Ek wil gou vir julle 'n analogy gebruik om vir julle te verduidelik wat ek bedoel wanneer jy na iets kyk, na watter tipe oogpunt kyk jy na. Nou, ons almal weet vir mense wat met 'n bril, soos ek, wat eintlik veronderstel is om bril te dra, 'n bril dra. Jy kan nie na iets kyk wanneer jou of iets reg sien, kom ons sê dit eerder so, iets reg sien of anderstens sien wanneer jou lense van jou bril vuil is nie. Dit gaan foggy wees, dit gaan 'n bietjie lyk na iets onduidelik of iets undesirable. Nou, wanneer jy jou bril afhaal en jy maak hom 'n bietjie skoon, kan jy met 'n beter lens na iets raak sien. Dit gaan dieselfde met enige iets wat jy in jou lewe inneem en hoe jy dinge interpreteer en sien. Bedoelend, as jy die hele tyd negatief is en ander mense in 'n slegte lig sien, is dit nie dalk 'n bietjie tyd dat jy jou lense afhaal en dit skoon maak nie. Maar ook is jy die persoon wat dalk jou self sleg hanteer en nie in 'n beter lig sien nie. Convict jy jouself in 'n kategorie in wat negatief en sleg en lelik is? Is jy negatief? Is jy verbitterd? Is jy hartseer? Sien jy alles en almal en alles is teen jou? Is jy negatief hoe mense teenoor jou optree? Het jy 'n prentjie in jou kop dat almal is teen jou en wil nie niks vir jou goed doen nie, dat jy voel dat jy jouself die hele tyd moet verdedig en ander mense die hele tyd in 'n boksie moet plaas as gevolg van jou vuil lense? Het jy dalk gedink dat jy tyd dat jy dalk 'n bietjie 'n point of view moet verander en die brille van jou gesig af moet haal en 'n bietjie skoon maak sodat jy jou perspektief rondom jou omstandighede en goeders te kan verander? Waarvan jou hart oorloop, loop jou mond van oor. Wanneer jy sleg dink van ander mense en sleg praat van ander mense en jou omstandighede, dink ek dis tyd dat jy so 'n bietjie dieper in jouself indelf en vir jouself die vraag vra, is dit nie dalk net jou perspektief en jou point of view hoe jy dinge raak sien nie? Julle ouens, ek gaan eerlik met julle wees. Ek is iemand wat nie 'n slegte ding in regtig in iemand kan sien nie. Ek sien nie dat ek sê ek sien nie hulle kwaliteite, slegte kwaliteite raak nie, maar ek is delusional en verkies om dit eerder nie te sien nie. Ek verkies eerder om die weergawe van die persoon te sien wat mooi is, die weergawe wat ander mense nie raak kan sien of die persoon self kan raak sien nie. Ek sien die goeie kwaliteite raak, die goeie eienskappe, en ek is lief daarvoor om eerder dit vas te hou as om vas te kyk in die swakpunte wat daai persoon het. Die rede daarvoor is, dit maak dit makliker om in elk geval te vergewe, want daai persoon is in elk geval 'n stukkie of 'n weergawe van jou, in elk geval. As jy die ander persoon oordeel die hele tyd vir die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, moet jy jouself ook oordeel, want jy is nie perfek nie. Ek is nie perfek nie. En as ek praat van perfek, ouens, bedoelend, dit gaan oor, jy is perfek. Jy is 'n divine perfection made. Van geboorte af. Die verskil wat ek bedoel is by perfek, dit beteken nie dat jy nie perfek is nie. Ek praat van die goed wat jy doen. Die goed wat jy sê. Dit mag dalk nie perfek wees, maar dit define nie wie jy is nie. Jy is perfection by birth. Divine love. Hoekom limit jy jouself? Hoekom wil jy jouself limit om jouself hierdie vreeslike horrible persoon te maak of die wêreld so horrible te maak, terwyl eintlik is dit net jou slegte oogpunt, jou perspektief, your point of view. Change your point of view and your things in your life will change. Skryf 'n ander storie wat jy oor ander mense dink en praat ook, en die dinge sal verander.
Dieselfde wat jy vir jou self skryf oor hoe jou huishouding as 'n kind was. Hoe jy groot geword het jou gemold in die persoon wie jy is vandag. Dis jou keuse wie jy uitgedraai het op die einde. Nie jou ouers nie. En onthou net, jou ouers het ook maar net die beste gedoen wat hulle kon as ouers, om vir jou te gee en te doen wat hulle kon, uit hulle perspektief en oogpunt uit, hoe hulle groot geword het. Hulle mag dalk nie perfek gewees het nie, maar hulle het die beste gedoen wat hulle kon. So as enige iemand jou te nagekom het, of jou enige slag hanteer het, of laat voel het, dit is wie jy is vandag, wil ek vir jou sê, let it go. En let it be, en sien daai persoon in 'n ander lig, uit liefde, respek, en uit perfection uit. Want dit is wie hulle eintlik is, net soos jy. Because they are born perfect. They are born in love. Jy is liefde en perfection. So see yourself as love and perfection, and see the other people around you with love and perfection. Moenie jouself so condemned om die hele tyd vasgevang te wees in die negativiteit. Vir wat? Vir wat? Hoekom wil jy die hele tyd vashou aan goeders wat gebeur het? Jy het die mag en krag om dit te verander. Let go of the story that you are telling yourself and remember it differently because you remember it wrong. You were wrong. I'm just saying.